In 'n wêreld wat vinnig verander, bly die lesse van die verlede ons riglyn vir die toekoms. Neem uit die verlede wat goed en edel is. Bou daarop 'n toekoms vol hoop en visie. Neem uit die verlede. 'n Reis deur ons geskiedenis, ons erfenis. Baie welkom aan al ons luisteraars by die potsending Neem uit die verlede. Die twee aanbieders van hierdie potsending is oom Pieter Mulder en dan ook ek self. My naam is Alistair van Heerden. En die naam van ons potsending dink ons terug aan die woorde van president Paul Kruger wat gesê het: neem uit die verlede alles wat goed en edel is en bou daarop die toekoms. Ons sê baie welkom aan oom by hierdie episode. Dankie Alistair. Nou ons is by die 7de episode waar ons kyk na godsdiens, na gebed en die parlement. En ons spring weg met die eerste vraag: watter rol speel kerk, watter rol speel godsdiens in die parlement? Nou jy weet, wanneer godsdiens en politiek onverantwoordelik gemeng word, kan dit tot baie warm debatte lei. Maar interessant, daar was nog altyd 'n baie noue verband tussen kerk en parlement. Veral weer 'n keer as jy na die Britse parlement en die Britse parlementêre geskiedenis kyk. Die Britse Tweede Kamer, dis nou die House of Lords, bestaan uit twee groepe lede eintlik. Die een klomp is dan die Britse adel, dis dan die Lords met hulle titels, en die ander is die Britse geestelikes, die biskoppe. Die wet in Brittanje bepaal dat 26 biskoppe van die Anglikaanse kerk volle lede van die Tweede Kamer of die House of Lords moet wees. Hulle staan ook bekend as die geestelike lords, of in Engels dan the Lords Spiritual. Hulle neem voluit aan debatte deel en sien hulle taak as om deur 'n kerklike bril te kyk na wetgewing en na besluite van die parlement. Een van die 26 biskoppe is altyd die aartsbiskop van Canterbury, wat die hoof van die Anglikaanse kerk is. Nou in die beginjare van die Britse parlement, kom ek sê so in die 1500s, was die gebruik dat parlementslede elke dag voor die parlement begin eers 'n kerkdiens bygewoon het. Die prediker het later hierdie geleentheid begin misbruik om die parlementslede te probeer beïnvloed. Dit het so erg geword dat by een geleentheid die aartsbiskop van Canterbury tydens die kerkdiens gesê het dat as die parlementslede reguit gaan na die warm plek, as hulle vanmiddag daai sekere wetsontwerp gaan goedkeur uiteindelik. Nou hulle het nie daarvan gehou nie, en die volgende dag het die parlement toe nou die daaglikse kerkdiens afgeskaf, en eerder self 'n kort diens in die parlement gehou, sonder dan nou die aartsbiskop daarmee saam. So vanaf 1558 tot vandag, amper 500 jaar lank, word die Britse parlement elke dag met 'n Christelike gebed geopen. Interessant, al is daar tans baie verskillende ander gelowe ook in die parlement. Jy weet, die vorige Britse premier, Rishi Sunak, was byvoorbeeld 'n Hindoe. Die daaglikse gebed in die Tweede Kamer, dis die House of Lords, is dan die taak van een van die biskoppe. Hulle maak dan verskille, 'n beurt uit die 26 biskoppe. Die daaglikse gebed in die Laerhuis, dis die House of Commons, word deur 'n parlementêre kapelaan gedoen. Die kapelaan word aangewys deur die speaker en vorm deel van die speaker se personeel. Tans is dit 'n dame, eerwaarde Titsha Hillas. Sy stap elke dag in die speaker se prosessie na die raad om dit te open. Hierdie kapelaan is ook beskikbaar vir parlementslede se geestelike behoeftes in die parlement en bied selfs weekliks 'n nagmaalviering aan in die parlement se kapel. So meeste parlemente met 'n Britse agtergrond word nog steeds met 'n gebed geopen. Nou, as ons kom met die tweede vraag, is dit aanvaar alle parlementslede dit dat die parlement elke dag dan nou met so 'n Christelike gebed geopen word? Nee, dit is meeste van hierdie parlemente het al ernstige voorstelle gehad dat die gebed afgeskaf moet word. Jy weet, so onlangs as in 2019 het 4 Britse parlementslede voorgestel dat die openingsgebed afgeskaf moet word. Interessant is die voorstel nie aanvaar nie. In die Kanadese parlement was daar 'n soortgelyke voorstel in 2022. Hulle argument was dat toe die gebed in 1877 in Kanada ingestel is, die meerderheid Kanadese Christene was, maar dat dit vandag nie meer die geval is nie. Nou ook hierdie voorstel is afgestem. In Australië was daar al verskeie pogings om die gebed af te skaf. Die laaste poging was in 2014. Dit kom daar veral elke keer vanaf die Groen Party wat dit sterk oorvoel. Daar was selfs 'n Australiese speaker wat as 'n ateïs beswaar gemaak het dat sy die gebed moet lees.
plek om dit af te skaf, het hulle toe 'n ander lid gevra om dit wel te lees. Maar die gebed word steeds in albei huise gelees. In Nieu-Seeland was daar byvoorbeeld 'n groot debat en 'n kontroversie toe die speaker in 2017 Jesus Christus weggelaat het uit die gebed om dit dan nou meer aanvaarbaar vir almal te maak, was sy argument. Dit het al reuse protesoptogte voor die parlement gelei dat dit nie aanvaarbaar is nie. En as jy selfs gaan kyk na parlemente in Kenia, in Uganda en Ghana, word almal steeds met 'n gebed geopen. Ceylon, vandag nou Sri Lanka, het die probleem van mense wat besware teen 'n gebed het opgelos deur 2 klokkies na mekaar te lui. So die eerste klokkie lui, dan is daar 'n gebed, en dan as die gebed klaar gedoen is, daar weer 'n klokkie, en jy kan dan besluit, as jy nie by die gebed wil bywoon nie, kan jy dan na die 2 klokkie begin, die sitting bywoon eintlik, dan mis jy dit as hulle oplossing, ja. Nou, as 'n mens aangaan met hierdie vraag oor gebed in die parlement, as ons nou dink in Amerika, is hulle baie gestel daarop dat godsdiens en die staat geskei moet word. Word die Amerikaanse Kongres dan ook geopen met 'n gebed? Ja, die Amerikaanse Kongres het ook 'n eie kapelaan by die Kongres en die Senaat daagliks met 'n gebed open. Daar was al interessant hofsaake van sommige mense om te kyk of die gebed so kan afskaf, maar die hofsaake het nie geslaag nie. Toe die kapelaan een keer gevra is of hy vir die senatore bid, het hy met humor geantwoord, "No, I look at the senators and then I pray for the country." Nou, dit sê ook iets van Amerika, maar daar is onlangs wel 'n nuwe reëling in Amerika aanvaar, dat 'n kongreslid iemand kan voorstel, wat as 'n gaskapelaan dan die opening waarneem. En dit het nou wel ontwikkel dat die persoon kan van enige geloof wees. So die Amerikaanse Kongres is al deur 'n moslim iman en 'n hindoe geestelike op uitnodiging geopen. En daarteenoor het die meeste Europese lande se parlemente geen openingsgebed nie. By enkeles is daar 'n tyd van stilte aan die begin van 'n sitting vir stil gebed of meditasie, en dis al wat hulle het, ja. Nou, ons het nogal ver en redelik wyd gepraat, maar as mense nou terugkom huis toe, wat is die geval in Suid-Afrika? Hoe word ons parlement hier geopen? Nou, die eerste parlement wat nou die ou Kaapse parlement is, hy het 1854 begin sit, is daagliks met 'n Christelike gebed geopen. En vanaf 1910, toe ons nou 'n Unie geword het, is die Unie parlement een dag in Engels en die volgende dag in Nederlands geopen in gebed, en later Afrikaans is die gebed voorgelees. Die bewoording van die Senaat se gebed in daai tydperk was 'n verkorte weergawe van die gebed wat Jan van Riebeeck op die skip op pad na die Kaap gebid het. Nou, vanaf 1994 volg Suid-Afrika die voorbeeld van Europese lande, waar daar in die begin van die sitting tyd geskep word vir stil gebed en meditasie, en elkeen dan vir homself 'n gebed moet doen. Met die begin van die sitting elke dag sê die speaker dan, "There will now be an opportunity for silent prayer or meditation." Nou, interessant, verlede jaar in die opening van die parlement het die speaker haar verspreek, en toe sê sy, "There will now be an opportunity for silent prayer and medication." Nou, dalk het die parlementslede gebed en medisyne nodig, as mens kyk wat daar aangaan altyd. En ek kan altyd die gelowige speakers van die ongelowige speakers onderskei oor die tyd wat hulle toelaat vir stil gebed. Die gelowige speakers gee redelike tyd vir gebed, maar die ongelowiges sny die tyd baie kort. Interessant, met die opening van die parlement in 2019 het hoofregter Mogeng die opening waargeneem. Hy's 'n Christen. Hy het eers die raad toegespreek oor hoe die stilgebed se inhoud kan wees, hoe mense dit behoort te benut. Hy sê dit moenie doelloos wees nie, en kan byvoorbeeld oor korrupsie en misdaad gaan, en dat vir 3 minute sal wees. Daarna het hy by die speakerstoel gekniel en self stil vir 3 minute gebid. Nou, agterna was daar groot waardering vir sy optrede, maar natuurlik ook heelwat kritiek oor sy spesifieke optrede. Nou dit ons van 1910 af gepraat het, en eintlik na vandag se omstandighede ook dit nou mooi uitgewys het, hoe was dit dan nou in die ou boere-republieke? Hoe is hulle raadsittings geopen? Artikel, as jy gaan kyk, die ou Transvaalse grondwet, mens moet daar gaan kyk eintlik, dis die ZHR grondwet van 1885. Dan het die grondwet in artikel 54 bepaal, dat die vergadering volksraad daagliks met 'n gepast gebed geopend en gesloten word, staan daar. Die voorsteur van die volksraad het dit gewoonlik gedoen. En wat jy iets sê van die atmosfeer daar, die lede was verplig
om in swart gekleed te wees met 'n wit das, soos kerklaaslede as hulle dan nou in die Volksraad gaan sit. En met 'n gepaste gebed is bedoel 'n Christelik-protestantse gebed. So artikel 21 van die ou ZR grondwet het bepaal dat die Christelike geloof wat aanvaarbaar is die Christelike geloof volgens die Heidelbergse katekismus. Hierdie artikel het ook bepaal dat geen Romeinse kerk toegelaat sal word in die republiek soort van nie. Nou president Kruger, Paul Kruger, het tydens die Tweede Vryheidsoorlog, die Anglo-Boereoorlog, was hy 'n balling in Nederland. En sy huisdokter daar was 'n dokter Heymans. Nou, dokter Heymans was 'n Rooms-Katoliek. Nou, hoewel Kruger 'n streng Calvinistiese agtergrond gehad het, was hy tog ook ruimhartig teenoor ander godsdienste. Op 'n dag het Kruger vir Heymans gevra om vir hom te bid. Nou waarskynlik omdat Heymans bewus was van die Transvaalse Republiek se grondwet se duidelike standpunt teen die Romeinse kerk, het hy geantwoord dat hy nie kan nie, want hy is Rooms en hy weet dat Kruger glo die Katoliese gebede sal nie baat nie. Kruger het hom toe geantwoord: "Wie het dit vir jou gesê? Nie ek nie. Heymans, jy moet bid vir my en ook vir jouself. Van die duiwel gaan rond soos 'n briesende leeu, soekende wie hy kan verslind. En vir my wil hy hê, maar vir jou het hy reeds." Dit is verskriklik treffend gestel. Nee, Ja. Ons is dan nou by die laaste vraag. Nou, is daar in die parlement botsings gewees tussen die parlementslede oor godsdiensverskille? Nie werklik nog nie. Daar was een of twee keer, byvoorbeeld as ek 'n teks uit die Bybel in 'n toespraak aangehaal het, sal van die kommunistiese party se ateïstiese lede spottend halleluja skreeu eintlik in bespottende manier, maar jy laat jou nie daardeur afsit nie. Ek onthou wel een interessante geval van 'n botsing tussen twee parlementslede oor godsdiens. Kom ek noem die een parlement se sommer Clayton, ek wil nie die regte name noem nie. Dit was in die 3-kamer parlement. En hy was 'n parlementslid in die Bruinkamer. Hy was 'n lekker ou om mee te kuier, baie grappies gemaak. Ek onthou een van sy grappies was toe daar 'n predikant uitgevang is oor 'n buiteegtelike verhouding. Was Clayton se opmerking, sy pittige opmerking. Hy sê toe vir my om te reken, daardie predikant was toe al die tyd net bo kan die belt bekeer. Nou dis tipies van daai mense gesegdes. Die ander parlementslid was 'n vroulike moslemlid van die parlement. Kom ons noem haar mevrou Yassim. Nou as 'n getroude moslemvrou was sy godsdienstig korrek aangetrek. Sy het 'n swart rok oor haar klere gedra en jy sal weet net haar hele gesig was bedek. Jy kon net haar oë sien, is al wat uitsteek. Nou Clayton en sy vriende was verveeld tydens die parlementsitting en het aan mekaar briefies gestuur waar mevrou Yassim bespreek het. Sy het dit agtergekom. En toe die een briefie naby haar verbygaan, toe gryp sy die briefie. Clayton wou nie hê sy moet lees wat daar geskryf staan nie. Ek weet nie wat hulle daar geskryf het nie. Daar in die pos gegryp en die briefie uit haar hand uitgeforseer. Sy het toe 'n klagte by die spreker gaan lê. As 'n moslemlid mag net haar man, of wat hulle sê 'n mahram, dit is nou 'n naby familielid aan haar raak, niemand anders nie. Nou op 'n sekere middag moes Clayton en mevrou Yassim dan nou hieroor voor die spreker verskyn. Mevrou Yassim wou hê Clayton moet uit die parlement geskort word oor wat hy gedoen het. Hy het baie benoud my kom advies vra. Wat gaan gebeur? Ek het as jong, ek het die prosedure aan verduidelik van so 'n tug en getroos dat mens nie so maklik geskort kan word nie. Later in die dag toe kry ek hom opgewek en fluit in een van die gange. Problem solved, verduidelik hy aan my. Nou nadat mevrou Yassim haar saak gestel het, het hy aan die spreker verduidelik wat hier duidelike probleem van godsdiensverskille is. En dit in 'n land waar ons mekaar moet verstaan en mekaar moet verdra en ruimte maak vir mekaar. En haar geloof het 'n sonde as 'n vreemde man aan haar raak. Hy verstaan dit, het hy vir die spreker verduidelik. Hy weer is 'n Methodist, het hy verduidelik. Ons glo baie sterk aan reach out and touch. Hoe nou gemaak, het hy vir die spreker gesê. Nou die spreker het gelag en gesê hy moet haar om verskoning vra en sy het gelukkig die verskoning aanvaar en die probleme so opgelos. En miskien 'n laaste storie oor godsdienst en politiek. Oud-minister Ben Schoeman het in sy boek oor sy loopbaan geskryf oor godsdienst in 'n parlementsverkiesing. Nou hy het as 'n kandidaat gestaan in 'n kiesafdeling waar sy pa die pastoor was. Nou tydens die verkiesing het sy pa dan by sy gemeentelede huisbesoek gedoen. Aan die einde van die huisbesoek dan vra sy pa of die broeders bewus is dat sy seun as 'n kandidaat vir die parlementverkiesing hier staan. Nou natuurlik was hulle bewus daarvan. Maar dit is nou ongemaklik. Dan het sy pa gevra of sy seun darm op die broer en suster se stem kan reken met die verkiesing. Nou so 'n gemeentelid kan baie moeilik nee sê.
En dan sluit hy die huisbesoek af met 'n slotgebed, waar sy pa dan bid dat die broer tog van bo gehelp moet word om sy beloftes na te kom. Nee, baie dankie oom. Ons dankie oom se tyd en dan sien ons uit na die volgende keer waar ons dan aangaan met die onderwerp oor ons reeks van die parlement, waar ons dan ook dan nou spesifiek stil staan oor die vroue in die parlement. Baie dankie oom. In 'n wêreld wat vinnig verander, bly die lesse van die verlede ons riglyn vir die toekoms. Neem uit die verlede wat goed en edel is. Bou daarop 'n toekoms vol hoop en visie. Neem uit die verlede 'n reis deur ons geskiedenis, ons erfenis.